genade bewys. Here draai sig na jou, mag hy jou vrede gee. Goeiemôre. En 'n geseënde Kersfees vir almal wat ons nog nie gesien het vanoggend nie. Kan ons sommer net so 'n oomblik vat, draai net gou na iemand langs jou toe en sê net 'n geseënde Kersfees. Ek moet sê, dit is vir my so lekker om almal vanoggend te sien op hierdie Kersoggend. Ons het gedink ons gee so extra 1 of 2 minute, ek sien ons nog ouens wat van die parkeerarea af inkom. Maar ek besef ook van ons het ergens 'n bout in die oond en ons dalk ek wil sê as jy skaapbout oor het, die pastorie is oop vandag, kom laai af. maar wat vir altyd so lekker is van Kerstyd is so tussen die vreugde en die lag en die lekker kry en so aan om een of ander rede op ou Kersaand verlang 'n mens na iemand wat jy nie ken nie. Maar ek like it en dit is wel altyd so lekker om op Kerstyd te sien hoe families by mekaar kom, hoe ons saam eet, saam lag, saam kuier, maar meeste van al so ons die geboorte van Christus saam vier. En daarom is vanoggend vir my so spesiaal, so dankie dat jy hier is, dankie dat jy saam ook sy geboorte vier, die geboorte van Christus wat Immanuel geword het, God met ons. So ons is opgewonde oor vanoggend, ons is opgewonde oor dit wat die Here en die Gees vanoggend gaan doen, en weer eens dankie dat jy hier is. So voor ons verder gaan, net vinnig 'n paar afkondigings. Die een is, ons het Sondag het ons ook nog steeds 'n diens. Ek weet Sondag is daai 1 week in die jaar waar meeste ouens dink, maar daar kan ek nou hierdie week in lê. Want jy weet, niemand gaan my mis of my sien nie. Mag vir jou uitnooi. Kom Sondag, daag Sondag op en dit gaan ook 'n spesiale geleentheid in die Here se teenwoordigheid wees. Dan saam met dit gaan ons vanoggend se offergawes gaan ook aan Olive Branch, wat die kinderhuis is wat net hier agter die hoërskool is. En ons vertrou ook dat die Here daai geld gaan gebruik, daai saad gaan gebruik om ook iets in elke kind wat daar is te bewerk. Terwyl ons so opneem, was vir my so mooi gisterand om te sien hoe opgewonde ons een seentjie veral raak oor die geskenke onder die kersboom. En dan vat hy hulle so en dan kom ek agter my, wil eintlik hulle die geheim gaan oopmaak. Nou weet ek nie of hulle wil terugsit na die tyd nie. Maar nou hoor hy, wat is hier binne? Wat is hier binne? En op 'n stadium begin hy en hy vat daai geskenk en nou gaan hy so na oupa toe en hy sê, maar oupa, het hierdie in my naam op. Het hierdie in my naam op. En dit is die mooiste ding om te sien, hoe opgewonde 'n kind raak oor 'n geskenk, hoe opgewonde 'n kind raak oor iets wat dalk hulle naam op het. En ek dink my gebed vir vanoggend is ook dat ons as daai kind sal wees. Wat sê, maar hierdie geboorte het ook my naam op. Hierdie geboorte van Christus het ook my naam in. En mag het vanoggend vir jou so wees, mag jy iets ook daarvan vanoggend beleef. So ek is weer eens opgewonde oor dit wat die Here vanoggend gaan doen, en as ons saam sing vanoggend, as ons saam die Here loof, om prys, om eer, dan wil ek vra, kom ons doen dit met volle bors, soos wat ons Afrikaners kan. Kyk, as ons ordentlik saam sing, soos met die stem, of die volkslied, jy al gehoor die oomblik as ons kom by uit die blou, dan lig ons die dak. Kom ons doen dit vanoggend ook vir die Here. En weens dankie dat jy hier is. Dankie dat jy hier is. Dankie Hansie, Cynthia, dat jy so vinnig ingespring het daar. Kom ons bid net saam. Vader, dankie. Dankie dat jy vanoggend hier is. Dankie Heilige Gees vir oggend waar ons U kan eer en U kan dien, en ons gee elke oomblik van hierdie oggend vir U. Dankie dat U op hierdie dag gebore was vir ons. Dankie dat U op hierdie dag Immanuel, God met ons geword het. En ons vra Here dat U ook hierdie saad sal gebruik, Here, as saad in die grond vir elke kind by Olive Branch. En dankie daarvoor, Heilige Gees.
Dankie vir elkeen wat saai in die koninkryk, en dankie vir elkeen wat saai, Here, sodat u woord kan versprei, Here, selfs in 'n huis in die dorp. En ons gee vir u die eer daarvoor. Dankie vir 'n oggendserie. Dankie vir u teenwoordigheid en die Gees. Dankie vir u salwing, Here, wat vanoggend van elke woord van die liedere en die woord afdrip. En ons gee vir u die eer en ons die so lief. Dankie, Here. En almal sê saam, amen, amen. Dankie julle, geniet die diens. Dankie Pieter. Vriende, ons gaan staan, ons gaan die Here nou groot maak. Ons gaan begin met hierdie lied wat sê, kom kinders, besing met 'n vrolike stem. Ons gaan daar vers 1 en vers 4 sing. Kom kinders, besing met 'n vrolike stem, die wonder van God in die stad Bethlehem. Want daar is die Heiland gebore, die naam, die hoop van die wêreld weer nieuwe vermaak. Ons bring soos die herders en engele weer, aan hom alle hulde, ons Heiland en Heer, verlos van die sonde, besing ons tesaam, die roem en die eer van sy heerlijke naam. Kom alle getrouwens, vrolijk en vol vreugde, voorkomen die Geest nou naar Bethlehem. Loop naar die kindie, tot ons geboorte. Kom buig daar en aanbidden, kom buig daar en aanbidden, kom buig daar en aanbidden, voor Jezus die Heer. 'n kind is gebore, loof die God van liefde, hy kom ons verlos, hy is wonderbaar. Raadsaam en sterken, God en Vors van vrede, ons buig en bly aanbidden, ons buig en bly aanbidden, ons buig en bly aanbidden, verlosser en Heer. Herders op die open velden, ik die nacht die eeuwig koor, met die Heer van Heer, uit die hemel aangehoord. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemelen. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemelen. Met vol harte vol van vreugde, ratel van Jezus kind, herder vir die mens op aarde, wat verdwaalde soek en vind. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemelen. Kom, loof die Heer,
hoogste hemel. Here in die hoogste hemel, linde nou die wêreld deur, liefde, vrede, welbehaag, daal in Jesus tot ons Heer. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemel. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemel. Die Heiland is gebore, soos eeuwe reeds voorspel, daar in die stad van Dawid word hy Immanuel, met blye hemelkoor. So
heilige nacht, Jesus kind, lang verwacht, ligheid by die Vader se reich, word uit liefde aan mense geleid. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Stille nacht, heilige nacht, hemelvors, ons verhaal, op die lied van die engele koor. Herders het die eerste gehoor. Juich die bergers daar, juich die bergers daar. Stille nacht, heilige nacht, Jesus hier, voor die macht, voor die rijk, hoe die duisternis sluit, tot in eeuwigheid bly die dienen. Hier gebore vir ons, hier gebore vir ons. Waar jy staan, maak dit toe jou oë en kom ons bid saam. Vader, dankie dat U vanoggend hier is. Dankie vir daai stille nag, daai heilige nag. En ons vra vanoggend, Here, soos wat Maria en Josef 2000 jaar terug die vreugde beleef het. 'n Verlosser is gebore. Mag ons vanoggend daai selfde vreugde, daai selfde vrede beleef, Here, in ons harte, in ons huise, in ons gesinne. Dankie dat U vanoggend hier is, dankie dat U gebore was vir ons. Ons gee vir U die eer vanoggend, ons is so lief, Here. Dankie, dankie, dankie. Dankie, dankie. Voor ons amen sê, Pieter, kan ons dalk weer daai koor doen, stille nag. So met die derde vers wees. Stille nacht, heilige nacht, Jesus hier, voor die macht, voor die rijk, voor die duisternis sluit, tot in eeuwigheid bly dienen. Hier gebore vir ons, hier gebore vir ons. Here, dankie vir die oggend. Dankie vir U woord vanoggend. Dankie vir elke openbaring, vir elke aanraking, elke genesing. Dankie vir vrede wat vanoggend vir ons 'n werklikheid word. Ons is so lief, Here.
Is die so lief. En almal sê saam, amen. Is welkom om jou sitplek in te neem. Kan ons net volgend vir die lofgroep ook dankie sê, kan ons net vir hulle applaus gee, dankie julle. Kan ek het sê, ons lofgroep volgend het bestaan uit die hele Smit gesin ook. So dankie julle, dankie vir julle. Dis, dat is my so lekker om op Kersdag sommer net te sing van die vrede van die Here, stille nag, heilige nag. So die boodskap volgend is een van die wat die Here so rukkie terug op my hart gesit het, en is iets wat my na in die hart is, want ons iets rondom vrede in hierdie tyd waarna elkeen van ons smag. Inteendeel, weet nie of jy geweet het nie, maar vrede is die mees gegoogelde term in hierdie tyd van die jaar. Hoe kry ek vrede? Hoe maak ek vrede met iemand? Waar gaan ek vrede vind? So die term rondom vrede is een van die mees gegoogelde terme in hierdie tyd. En die rede daarvoor is dat baie mense waarskynlik nie op hierdie stadium daai vrede ondervind waarvan ons sing in Kerstyd nie. Vir baie mense is die Kersboom eintlik nie 'n bron van vrede nie, maar almal van ons het daai smagting, daai honger en dors in ons hart om in hierdie tyd 'n oomblik se verligting, 'n oomblik se vreugde, 'n oomblik se vrede te ervaar. En daarom is vir oggend vir my so belangrik, want ons 'n geestelike beginsel agter vrede. Daar's geestelike krag wanneer ons die vrede van Jesus op hierdie dag begin ervaar. En hierdie is die een dag waar ons eintlik kan stil staan en sê, maar Here, Heilige Gees, laat my indrink van die vrede van Kersdag. Want dit is die een dag in die jaar waar ons kan stil staan en waar die Here ons kom herinner, hy was gebore vir ons. En ek wil hê jy moet vanoggend weet, as ons praat oor Kersdag, dan moet daai ding onmiddellik in ons gees inkom wat sê, hy was gebore ook vir jou. Hy was gebore ook vir jou. En ek dink so baie keer kom ons op Kersdag en ons besef nie, as ons sê Immanuel is God met ons, dat hy ook met jou is nie. Ek dink baie keer kyk ons na die mense rondom ons en ons dink, maar daai vrede, Immanuel, hierdie God met ons is eintlik vir die ou langs ons, maar is juis ook vir ons. So net voor die geboorte van Jesus is Maria en Josef op pad na Bethlehem toe. Ons vra, Hoeka vra ons gisterand vir ons seentjie, ons vra, weet jy waar was Jesus gebore? Nou in my kop dink ek, hy gaan sê Bethlehem. En maar toe antwoord hy so mooi en hy sê in 'n stal. Dan dink ek, prys die Here. Ons doen iets reg, maar ek so opgewonde oor hierdie tyd. Maar hier stap Maria, of gaan Maria en Josef, hulle is op pad na Bethlehem toe, want daar was hierdie profesie. Daar was hierdie profesie oor Bethlehem wat gesê het, die verlosser van die wêreld, die seun van God, gaan hier gebore word. En dan kom hulle in Bethlehem aan, en hulle gaan van deur na deur na deur, en hulle klop en hulle kry nie plek nie, en ek dink Josef het op 'n stadium angstig geraak. Waar gaan ons slaap? Hy sit met 'n swanger vrou, wat die Messias van die wêreld dra. Die Messias van die wêreld. En dan kry hulle plek in hierdie stal wat stink. En dit was nie hulle plan nie, maar dit was God se plan. Ons het baie keer 'n plan, maar God het ook 'n plan. En dan word Jesus gebore in hierdie vuil stal. So kom ons lees saam, Lukas 2 vers 6 tot 7. Het gaan op die bord wees, Lukas 2 vers 6 tot 7. En dit sê, terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. So in hierdie gedeelte word Jesus gebore vir ons, en die Jode het die verwagting gehad dat Jesus gebore sou word as hierdie regeerder wat uit die hemel uitkom met mag en met heerskappy, en dat hy eintlik die Romeine se krag sou breek. Maar dan breek hy hulle verwagting, en hy word gebore as 'n koning in 'n krib. En dit was die eerste koning in 'n krib wat Israel al ooit gesien het.
Dit was die eerste koning in 'n stal wat hulle al ooit beleef het. So hulle verwagting word heeltemal gebreek. Hoekom? Want Jesus het aarde toe gekom, nie om gedien te word nie, maar om te dien. Om jy sy liefde, sy genade, sy vrede uit te stort oor die hele mensdom. En as hy 'n koning in 'n paleis was, sou hy dit nie kon doen nie. So hy word 'n koning in 'n krib. 'n Koning in 'n krib. En prys die Here vir daai oomblik. En dan sien ons ewe skielik net na sy geboorte, hoe die nuus versprei oor die Messias en die hele wêreld kom kyk in hierdie klein dorpie na die Jesuskind, die Messias, die verlosser van die wêreld. En ons het verlede Sondag het ons ook gesê, net soos wat die wêreld die Messias ontmoet het in die klein dorpie Bethlehem, glo ons dit vir ons dorp ook. Dat elkeen wat hier inkom en die uitgaan, ook die Messias hier kan ontmoet. So daar ontmoet hulle vir Jesus die Messias. Maar wat vir my so mooi is van dit, op 'n stadium is daar sterrekykers, en dan is daar skaapwagters. Maar die mooi ding van die woord sê hierdie, dit sê as niemand die naam Jesus oor hulle lippe bring nie, sal selfs die natuur getuig van hierdie Jesus kind. So hier is die sterrekykers en hulle sien in die hemele, sien hulle iets van hierdie Jesus raak in 'n ster. En dan is daar hierdie engele wat opdaag. Ons lees in Lukas 19 vers 40, sê dit, as niemand sy naam noem nie, sal selfs die klippe uitroep, hy is die Here. En dan daag daar ook hierdie engele op vir die skaapwagters wat in 'n oop veld is. Hulle is besig om te kyk na die skape. En die skaapwagters het waarskynlik gedink, maar God gaan nooit opdaag vir ons nie. En skielik staan daar hierdie engel voor hulle en hulle skrik. Wat sê die skaapwagters was die laagste van die laag in status in daai tyd. Hulle het gestink soos die stal en hier daag God op vir hulle. Ewe skielik staan hierdie engel voor hulle. Ek dink baie van ons is ook baie keer op 'n plek waar ons dink, maar die Here gaan altyd opdaag vir iemand anders. Die Here gaan altyd opdaag vir my buurman of die ou oor kan die pad. Maar die liefde en die vrede en die koninkryk van Jesus Christus is vir almal. So hy daag op in die eerste plek by die skaapwagters. En hulle skrik. Hulle weet nie wat om hiermee te maak nie, want hy was ook gebore vir hulle. En dan sê die engel vir hulle hierdie, kom ons lees saam, Lukas 2 vers 10. Lukas 2 vers 10. Dit sê, toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. En dan hoe mooi is hierdie. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. So vandag is daar vir julle 'n verlosser gebore. En dan begin hulle sing, ere aan God in die hoogste hemel. Ek wou probeer sing, Pieter, maar ek gaan nie. Ere aan God, ek gaan nie probeer. Maar dan begin hulle sing, ere aan God in die hoogste hemel en dan vrede op aarde. Met ander woorde, laat dit hier op aarde wees, soos wat dit alreeds in die hemel is. Laat ons alreeds op aarde iets van die vrede van die hemel ondervind. En baie keer lees ons in die vers en ons lees dit as, hulle sê vrede vir die aarde, maar dit is nie vrede vir die aarde nie, dit is vrede op die aarde. Met ander woorde, daai vrede is beskikbaar vir die mense. Daai vrede is beskikbaar vir 'n persoon. Want sien, die aarde self gaan altyd donker wees, gaan altyd moeilik wees, daar gaan altyd boosheid wees, maar in die middel van hierdie donker en bose en moeilik, breek die lig van God deur, en hy sê, in die middel van al hierdie dinge, gee ek vir jou vrede. En my gebed is,
dat ons daai selfde vrede in elke area van ons lewe sal ervaar in hierdie tyd, wat 2000 jaar terug oor die wêreld uitgestort was met die geboorte van Jesus. So hy sê vrede op aarde. Vrede op aarde. Ek wil hê daai woord moet net 'n oomblik in jou gees inval. Ek gaan almal net gou saam sê vrede. Vrede. Laat jy daai woord net in jou gees bedien vanoggend. Hy sê vrede op aarde. Vrede vir jou en vir my. Vrede vir my kinders en hulle kinders. Vrede vir my huis en my familie. Vrede op aarde. En dan sê hy vrede vir wie? In wie hy 'n welbehae het. En wie het hy 'n welbehae? Hy het 'n welbehae in die met wie hy tevrede is, in die wat sy guns het. Dis die betekenis van welbehae. En met wie is hy tevrede? Hy is tevrede met jou. Hy is tevrede met my, met ons wat hom dien. Psalm 147 vers 11 sê hierdie. Het sê die Here verheug hom in hulle wat hom dien, in die wat hulle hoop vestig op sy troue liefde. So hy het vrede in sy seuns en sy dogters. Hy het vrede in hulle wat hom dien, in hulle wat totaal afhanklik is van hom, wat sê my hoop is in hom en in hom alleen. Hy sê in jou het ek vrede in hulle wat Romeine 10 vers 9 met hulle lippe verklaar, Jesus is die Here, en met hulle harte glo hy het werklik uit die dood uit opgestaan. Wat my altyd mooi is van hierdie, vrede is die erfenis van die gelowige. Dis jou erfporsie, vrede. En mag jy dit vandag beleef? Mag jy vandag in elke liewe deel van jou lewe hierdie vrede ontvang? Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy nie vrede het in elke deel, elke area van jou lewe nie, dan soek ons dit waarskynlik op die verkeerde plek, want baie keer as ons nie vrede het in iets nie, beteken het dat bekommernis daai plek van vrede en aanbidding ingeneem het, of angs en vrees. Baie keer werk ons so om vrede terug te kry. En ons dink, maar as ek net daai een ding kan kry, dan gaan ek gelukkig wees. As ek net daai een ding kan deurraak, dan gaan ek vrede hê. Maar dis omdat ons nie altyd vrede verstaan nie. Vrede is nie gekoppel aan omstandighede nie. Vrede is gekoppel aan 'n persoon, aan Jesus, wat gebore was vir ons. Wat gebore was vir ons. Sien, baie keer is 'n gebrek aan vrede as gevolg van 'n gebrek aan liefde. As ek nie liefde verstaan nie, as ek nie God se liefde vir my verstaan nie, gaan ek nooit vrede hê nie, want die een vloei uit die ander. Die een vloei uit die ander. Hoe is God se liefde? Laat dink my so aan die laaste ruk, begin ons babietjie Joshua. Hy begin baie droom, of ten minste ek dink hy droom. So nou lê hy daar in sy kot, en in die aand is dit ons maar donker, ons het nou lekker blackout curtains ook, prys die Here daarvoor. So hy word nie meer 5:30 die oggend wakker nie. Baie dankbaar vir dit. Maar ergens gewoonlik in die middel van die aand word hy wakker. En partykeer het hy 'n droom gehad, ander keer is dit maar net omdat hy honger is. Maar baie keer as hy wakker word, is dit met volle bors. En die van julle wat al babas in die huis gehad het, jy weet wat dit beteken. Dit is nagnella. Maar as dit vir die mooiste oomblik, kyk, 'n pa vir ma, jy voel altyd soos hierdie superhero. As jy nader hardloop, as die baba huil, en hulle raak rustig as jy hulle vashou. So gewoonlik hardloop ek, en as ek hom uithaal, en ek druk sy lyfie so vast teen my, en ek sê, papa is hier. Dan begin hy rustig raak. Of, dan klik lekker. Ek die papa hart begin brand, Maar hy lyfie raak so rustig as hy hoor, papa is hier. Papa is hier. En ek dink is dieselfde met God. Ek dink is dieselfde met God in Kerstyd. Want die oomblik toe Christus gebore is, en die engele sê, vrede op aarde, het hy eintlik daarmee kom verklaar, en kom sê, en kom spreek in ons gees in, papa
is hier. En dit gee vir my vrede, want ek weet my God gaan opdaag vir my. Sien, wat is God se liefde? Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het, so lief het God die wêreld gehad. Dit sê nie so lief het God die heiliges gehad, of net die kerk gehad, nie, so lief het God die wêreld gehad, so lief het hy jou gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, en dan sodat, daar's 'n doel aan die feit dat Christus hier is. Daar's 'n doel aan die feit dat hy gebore was. Daar's 'n doel aan die feit dat hy in die krib was, want sien, die krib moes altyd lei na die kruis. Die doel van sy geboorte was dat ons altyd sou sien hoe lief hy ons het. En die oomblik as ek sy liefde verstaan, die oomblik as ek verstaan hoe groot en hoe wyd en hoe diep sy liefde vir my is, gaan ek altyd vrede hê. Want dan gaan ek verstaan, ongeag hoe dit met my gaan, ongeag waardeur ek gaan, Papa is hier. En my God gaan opdaag vir my. Soos 'n ouer wat hardloop na 'n kind toe wat huil in 'n donker kamer. Al is die wêreld donker, al is dit in mekaar, en al raak die nag lank. Hy is hier. Hy het opgedaag vir jou. Hy het opgedaag vir jou. So die engele sing, hulle sê vrede op aarde. Wat vir my so mooi is, die woordjie vrede kom van 'n woord wat beteken verligting vir jou siel. Verligting vir jou siel, of die einde van 'n oorlog, of om jou Vader se hand te vat. So dis vir my so mooi, die feit dat hy hier is, die feit dat hulle sê vrede op aarde beteken, dat die Vader hier is om my hand te vat, en hy stap saam met my deur al die duisternis, hy stap saam met my deur al die boosheid, hy stap saam met my deur al die pyn. Hy is hier vir jou. Hy is hier saam met jou. Hy vat my hand. So Jesaja kry hierdie profesie, honderde jare voor Jesus se geboorte, Jesaja 9 vers 5, en hy sê hierdie oor Jesus. Hy sê, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, hy sal heers, en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, magtige God, ewige Vader, Vredevors. Vredevors. Vredevors beteken of verwys na die een wat herstel bring tussen God en mens, die een wat vrede bewerk en deurwerk in jou siel. So die vraag is, as die engele sing, vrede op aarde, hoe het hulle geweet dat Jesus die vredevors is? Hulle het dit geweet, want hulle het hom al reeds in die hemel geken, nog voordat hy gebore was. Johannes 1 vers 1, aan die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. So die engele het al reeds die volle openbaring gehad van wie Jesus is. En daarom weet hulle hierdie. Hulle weet dat hy is wie hy sê hy is, en gaan doen wat hy sê hy gaan doen. Ek probeer altyd, as ek Bybel lees, probeer ek dink, wat deur iemand se gedagtes gegaan het, as hulle sekere ding beleef. En ek probeer ek dink, wat deur die engele se gedagtes gegaan het, toe God by hulle kom, en hy vra vir hulle, hy sê, Gabriel, Michael, ek ken nie die res se name nie, sal jy gaan getuig van my seun wat gebore is by die skaapwagters? En ek dink hulle moes daar gestaan het en gesê, Here, wat 'n eer, wat 'n voorreg, Here. Want vir die eerste keer in die geskiedenis van die wêreld kon die mensdom sien wat hulle alreeds geweet het. Hy is ewige God, magtige Vader, vredevors. En hulle kon gaan getuig van hierdie feit. Ek dink die een ding wat die engele ook op daai stadium gehad het, wat die mensdom nog nie gehad het nie, was dat hulle nie net Jesus geken het nie, maar dat hulle hom in elke liewe deel van sy wese vertrou het.
En dis die ding wat die laaste ek baie by my vassteek. Die vraag kom die hele tyd by my op. Ken jy nie net Jesus nie, maar vertrou jy hom ook? Vertrou jy hom ook? Vertrou jy hom in elke area van jou lewe? Vertrou jy hom in elke deel van jou gesin? Want hoekom? Want vrede begin by vertroue. En ek dink baie van die kerke deesdae het begin om hierdie vertroue in Christus af te breek. Ons sien hoe baie ouens byvoorbeeld sê, maar die werking van die Heilige Gees is nie vir ons nie. En is amper asof hulle daai bladsye uitskeer uit die Bybel uit. Maar hier sê ons, die Gees is hier. En ons weet hier's kerke in die dorp waar hy ook is. En hy is aan die werk. Baie ander ouens sal sê, maar ons weet nie of die Bybel regtig meer die woord van God is nie, wel ons glo dit is. Baie ander ouens sal sê, maar ons weet ook nie of Maria enigstens 'n maagd was nie, wel ons sê sy was. Hoekom? Van daai poging om twyfel te saai in die woord van God beteken dat ek hom nie meer kan vertrou nie. En vrede begin altyd by vertroue. As ek nie die Here vertrou in my finansies nie, as ek hom nie kan vertrou met my kind nie, as ek hom nie kan vertrou om my huwelik te herstel nie, gaan ek nooit vrede kan kry nie. Want vrede is nie gekoppel aan 'n omstandigheid nie, dit is gekoppel aan 'n persoon. So vrede kom van Jesus af, maar dit begin altyd by vertroue. Ek praat 'n ruk terug met 'n ou, en hy sê vir my, hy sê, Pieter, ek is 'n dealmaker. 'n Dealmaker, eerste keer dat ek daai woord hoor, hy sê 'n dealmaker. Hy sê, en ek het hierdie groot vis wat ek wil inkatrol. En ek vra vir hom, en dan? En hy sê vir my, as ek hierdie groot vis gevang het, dan kan ek rus, Boeta. Hy sê vir my, dan kan ek rus, Boeta. En ek het nie besef, tot ek aan die preek gewerk het nie, ek het nie besef, dat daai ou se konsep van vrede, en ek het dit met hom bespreek voor die tyd, so ek mag dit noem, dat sy konsep van vrede, en dit was wat hy gehad het, en nie in Christus nie. Baie keer dink ons, as ek daai een ding kan deurraak, daai een ding kan afbetaal, daai een ding kan kry, dan het ek vrede. Maar dis nie waar vrede begin nie. Ons het die laaste ruk het ons baie kinders in die gemeente, en ons sê nogal, ons doen gemeentebou, deur nuwe paartjies wat inkom, so dankie vir julle wat daaraan werk. Ons het baie kinders wat skielik inkom in die gemeente, in babiekies. Maar wat baie keer gebeur is, baie keer is mens, as jy pas getroud is jy so angstig om te probeer vir kinders. Hoekom? Want die finansies gaan nie uitwerk nie. Maar eerder selfs in daai het jy nodig om vertroue te hê. Mens moet verantwoordelik wees, maar ek moet vertroue hê dat die Here se rekeningkunde anders werk as myne. Daar 'n versorging gaan wees, en dit is nie net met kinders nie. Daar's sekere plekke waar ek moet sê, Here, my vrede is afhanklik van U, en ek gaan vertrou dat U gaan opdaag, ek gaan vertrou dat U hier gaan wees, ek gaan vertrou, en daarom wil ek vanoggend weer vir jou vra, het jy regtig vrede? Vertrou jy die Here in elke area van jou lewe, want dan my Boeta, dan my Sissa, het jy vrede. So toe Jesus gebore was hy die vrede vrygelaat. Dit was beskikbaar gemaak vir almal. En wat vir my so mooi is, op 'n stadium word die Heilige Gees uitgestort, en ons lees in Romeine 14:17 hierdie, Romeine 14 vers 17, het sê die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees vir ons gee. So die Heilige Gees word later die voertuig wat vrede verder dra. En dit is vir my so mooi, want hy los vrede laat, of hy breek vrede oop vir ons in die wêreld, maar dan gee hy vir ons 'n voertuig wat dit aanhou dra en aanhou losbreek in ons gees, in ons siel, in ons gesinne, in ons familie. Hy hou aan om konstant vrede oor ons uit te stort deur die Heilige Gees. Daarom sal jy baie keer vind as jy met iemand praat wat die Here ken, dat jou gees nog steeds met hulle bots. Hoekom? Want die volheid van die Gees is nie teenwoordig in hulle wat vrede dra nie, maar iemand wat die volheid van die Heilige Gees in hulle het,
gaan altyd twee goed hê. Jy gaan altyd vrede en liefde hê. Hoe weet ek onderdruk die Heilige Gees? My vrede is gesteel. Daar's goed wat werk vrede aan. Maar as ek hom toelaat om te kom werk, bring hy vir my vrede wat alle verstand te bowe gaan. En dis beskikbaar vir elkeen van ons. Vrede. So die Heilige Gees is dieselfde Gees wat oor Maria gekom het. Toe sy 'n maagd was, sodat sy kon swanger word en 'n seun in die wêreld bring met die naam Jesus. Met die naam Jesus wat die seun van God sou wees. En hier is die mooi ding. 1 Johannes 5 vers 5 sê hierdie. Dit sê, wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo, dat Jesus die seun van God is. As ons nie glo dat Maria 'n maagd was nie, kan Jesus nie die seun van God genoem word nie. Want Jesus moes direk afkomstig wees van God af. En dan sê dit, wanneer ons in hom glo, is daar oorwinning. Wanneer ons in hom glo, is daar verlossing. As ons glo, hy is die seun van God. Wat beteken seun van God? Op 'n stadium, na Jesus se geboorte, is dit tyd vir hom om in sy bediening in te gaan. En dan word hy gedoop. En dit is vir my so mooi, daai oomblik toe hy gedoop word, gaan die hemel oop en daar kom 'n stem uit die hemel uit wat sê, hierdie is my geliefde seun. Met ander woorde, hierdie Jesus is afkomstig van my, sê die Vader. Dis nie 'n profetiese ding wat eendag kom nie. Dis iets wat nou al 'n realiteit is. En ek probeer altyd dink, hoe lief het die Vader sy seun gehad. En dan dink ek so aan toe ons 2 seentjies gebore is. Dit was vir my die mooiste oomblik, van daai eerste oomblik waar jy 'n kind vashou, is om so af te kyk en te besef, dis my seun. Ons het nie dogtertjies nie, so ek kan nie sê dis my dogtertjie nie. Ons identifiseer nie as iets anders nie. Maar om te sê, dis my seun. En ek weet, ons 2 kinders in die hele wêreld, wat daai titel dra in ons huis van seun. En as ek dink hoe baie liefde ek het vir daai 2 kinders, en ons het vir daai 2 kinders, dan wonder ek hoe dit vir die Here moes wees, om te sê my geliefde seun, en hy het geweet wat kom. Hy stuur hom aarde toe, om gebore te word vir ons, van koning tot krib, tot kruis, tot koning. Van koning tot krib, tot kruis, tot koning. Hy het geweet, sy seun sou sterf. Hy was gebore om te sterf aan 'n kruis, en om weer op te staan. Maar hy stuur hom, sodat ons hom kan leer ken as Messias. Hy gee hom vrywilliglik vir ons. En dis liefde. Want ek dink nie ek sou dit kon doen nie. Dis liefde. En daai eerste oomblik toe Jesus gebore word, en ek dink hy het gehuil soos alle ander babietjies. Hy het nie gehuil en gesê, heilig, heilig, heilig. Dink hy het gehuil soos 'n gewone baba. Maar die eerste oomblik, toe hy huil, en hy lewe, van daai oomblik af, kon die wêreld ewe skielik 'n proeseltjie van die vrede kry op aarde, wat alreeds in die hemel was, wat alreeds in die hemel heers. En ons selfde vrede is ook beskikbaar vir ons vandag. Ek dink Josef, Maria se verloofde op daai stadium. Ek dink hy het gewonder, is hierdie regtig die seun van God? Is hierdie regtig die Messias? En dan daag hierdie engel op en hy sê vir hom hierdie, Matteus 1:23. Hy sê vir hom hierdie, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring.
En hulle sal hom Immanuel noem, wat beteken God met ons. So wat sê daai engel vir hom? Hy sê, Josef, hier is 'n openbaring wat jy moet ontvang. Jesus is die seun van God. Maar hy is ook Immanuel, God met ons. So eintlik sê hy vir hom, hy sê Josef, as jy hierdie ding verstaan, gaan dit jou lewe verander. As jy hierdie ding verstaan, die gewig van hierdie woorde in die fisiese en in die geestelike realm, gaan dit jou lewe radikaal verander. Want in die oomblik toe hy gebore was, en hy word Immanuel, God met ons, het die Vader verklaar, Papa is hier. Die oorlog is verby. Daai stryd in jou gedagtes, met leuns en met vrees, en met sonde en met dood, is verby. En Papa is hier. En ek wil hê jy moet dit vandag weet. Die geboorte van Jesus is 'n verklaring in die gees in. Die Vader het opgedaag. En hy sê om ons te help in die middel van elke boosheid, van elke stukkie donker, al raak die nag lang. Hy is hier. Hoekom? Want hy het jou lief. En omdat hy hier is, het ek vrede. Want ek weet, my Vader gaan opdaag vir my. En ek weet, my Vader gaan opdaag vir jou. So ek wil vanoggend 'n geleentheid gee. Ek wil 'n geleentheid gee vir jou om ook daai vrede te ontvang vanoggend. So kan ek vra, kan ons almal saam staan? Kan ons almal saam staan? Hierdie baba, Jesus kind, wat in doeke toegedraai was, en in 'n krib neergelê was, is die verlosser van die wêreld, die vredevors. En ek wil vanoggend hê met 'n oomblik vat, en seker maak, dat hy ook jou verlosser is, ook jou vredevors is. Ja, op Kersdag was hy 'n baba in 'n krib, maar hy word later 'n koning aan 'n kruis. Maak seker, hy is regtig jou verlosser vanoggend. Nou wil ek 'n oomblik gee, Romeine 10 vers 9 sê, die wat met hulle lippe bely, Jesus is die Here, en met hulle harte glo, hy het uit die dood uit opgestaan, sal gered word. Sal gered word. Dis die belofte. Hy sal jou vredevors word. Hy sal jou ewige Vader word. Maak seker, hy leef hier vandag. Kom ons maak toe ons oor. Ek wil vra, terwyl almal se oë toe is, as jy vanoggend sê, ek is nie seker of hy my verlosser en my vredevors is nie, my vredebewerker is nie, my vredebringer is nie. As jy sê, jy is nie seker nie, of jy dalk 'n bietjie weggedwaal en jy wil net terugkom in sy arms in. Ons gaan jy nie blootstel nie, maar ek wil vra terwyl almal se oë toe is. As jy sê, ek wil terugkom na hom toe vanoggend, of ek wil vanoggend daai commitment maak, dat hy my verlosser word, my vredevors word, wil ek vra, steek dit op jou hand en laat hom sak. Steek dit vinnig op jou hand en laat hom sak. Dankie julle. Net soos jy wil terugkom na hom toe, dankie julle. So ek gaan vir ons bid, ons lei in 'n gebed. En ek wil vir jou vra, as dit jy is vanoggend, bly ingeskakel in kerk wees, en as jy is nie, bly ingeskakel in 'n kerk. Bly groei in die gees, bly naby aan jou bron van vrede. So Vader, dankie.
Dankie vir 'n dag soos Kersdag. Dankie dat U gebore was vir ons. Dankie vir 'n uitstorting van vrede in hierdie dag. En vandag vra ons, Here, Here, vir elkeen wat sê, ek het nodig om weer naby aan U te kom. Ek het nodig dat U weer my verlosser en my vredevors word. Wil ek vra, Here, ontvang ons weer in U arms. Ons verklaar vanoggend, Here, met ons lippe, U is Here, en ons glo met ons harte, U is gebore, en U het uit die dood uit opgestaan vir ons. Ons glo dit, ons verklaar dit vanoggend. En vanoggend verklaar ons weer, U is ons verlosser en ons vredevors. Aanvaar ons terug in U arms. En dankie daarvoor, Heilige Gees. Dankie vir elke sonde wat vergewe is. Dankie dat ons vanoggend weer kan uitroep in die Gees. Ek is 'n kind van God. Dankie vir verlossing, bekering vanoggend. Dankie vir elkeen wat weer hierdie commitment gemaak het. Ons gee dit vir U. En dankie dat U ons terug aanvaar in die arms. Here, ek vra dat U vanoggend elkeen se vredevors sal wees. Ek vra vanoggend dat U vrede bring. Heilige Gees, kom stort U vrede uit oor elke gesin en elke huis en elke persoon wat hier is. Dankie vir vrede vanoggend wat alle verstand te bowe gaan. Dankie vir verligting in ons siel. Dankie dat U ons hand kom vat en kom sê, Papa is hier. Ons is so lief. Dankie vir die oggend se serie. Dankie vir die vreugde van hierdie oggend en van daardie nag in 'n stal. Ons is so lief. Dankie, Jesus. En almal sê saam, Amen, Amen. Kan ons net vanoggend, ons doen met 'n lofoffer, ons doen dit nie baie nie, maar kan ons vanoggend vir die Here net 'n groot applaus gee vir sy geboorte en vir sy kruis. Kan ons net vir hom dankie sê vanoggend. Dankie, Heilige Gees. Dankie, Here. Dankie, Here. Kom ons aanbid om 'n laaste keer. Dankie, Pieter. Kom ons stille nacht van vrede onder die zuiderkruis. Wij stemmen uit die overleden door sterfvelde reus. Kerst is kom, kerst is kom. Zelfs die nachtelijke sluier vertel die overal. Kaarsjes kom, Heer aan God die eer. Schenk ons een helder zomerkaarsfeest en lief die land. Voel jy ook nou sy ware liefde as ons die dag gedenk. Toe hy sy seun aan ons gegee, ons grootste Kersgeskenk. Christus kom.
so mooi, ons hou sommer aan sing. So dankie dat jy vanoggend hier was. Ek hoop die hoender is daar almal gaar. En die skaapbout word afgelewer, ons is net hier langs aan. Nee, grap sommer. Maar ontvang vanoggend die seën van die Here. Mag jy 'n wonderlike Kersfees hê. Wonderlike familietyd vir die van julle wat familie het. As jy alleen is, mag jy saam met die Vader wees vanoggend. So ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag hy opdaag as Papa en Vader. Mag hy vir jou vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. En mag die vreugde van Kerstyd in jou huis seëvier. Amen. Dankie dat jy hier was. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê. Die Here seën jou. Die Here seën jou en bewaar jou. Skyn sy aangesig oor jou. Mag hy genade bewys. Here draai sy sig na jou. Mag hy jou vrede gee. Here draai jou en bewaar jou. Skyn sy aangesig oor jou. Mag hy genade bewys. Here draai sy sig na jou. Mag hy jou vrede